Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ek vra verskoning dat ek so lanklaas 'n boodskap uitgestuur het, maar ek het die laaste tyd maar baie gereeld uitgehelp met eredienste in omliggende gemeentes. Mag vandag se woord tot jou hart spreek en vir jou heerlike bemoediging bring. Ons tema vandag, God werk ook deur 'n krisis heen. Kom ons doen net 'n gebed. Here, ons bring aan U ons offer van lof, want U is dit waardig om geloof en geprys en aanbid te word. Saam met die hele skepping in Openbaring wil ons ook uitroep aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam. Kom toe die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En nou, Here, wil ons stil word voor U, in verwagting dat U in die stilte met ons wil praat. Spreek dan nou met elkeen van ons wat luister. In Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing Rut, hoofstuk 4, vers 13 tot en met vers 17. Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrouens sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou liefhet en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvroue het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê, 'n seun is van Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. Ons lees tot sover. Liewe broer en suster, liewe vriende, almal van ons beleef soms krisisse, noodsituasies op die lewenspad. Omstandighede wat 'n mens sommer regtig kan uitput en moedeloos maak. Ek praat van onaangename en stresvolle situasies, soos die afsterwe van 'n geliefde. Of miskien siekte, ernstige siekte dalk, ongelukke, finansiële verliese of terugslae en noem maar op. Sulke dinge is nooit lekker nie. En ons weet dikwels nie of ons en hoe ons deur hierdie terugslae en krisisse gaan kom nie. En dit laat 'n mens se paadjie vorentoe dikwels hopeloos en uitsigloos lyk. In die boek Rut kry ons 'n goeie voorbeeld van so 'n absoluut mistroostige situasie. Eers sterf Naomi se man, Elimelek. En asof dit nie al erg genoeg is, hy sterf haar 2 seuns ook nog. Onnodig om te sê, het dit van Naomi baie bedroef en ongelukkig gemaak. Soveel so dat sy selfs die Here vir haar ongelukkige omstandighede geblameer het. In hoofstuk 1, vers 20 sê sy, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Miskien het jy ook al so gevoel. Wat Naomi se situasie nog erger gemaak het, behalwe alreeds die groot verlies van haar man en haar 2 seuns, was die feit dat die familie van Elimelek gevaar geloop het om uit te sterf, omdat daar geen manlike erfgename meer oor was nie.
En so vind Naomi haar werklik in 'n krisis situasie. 'n Situasie wat aanvanklik hopeloos en uitsigloos gelyk het. Beide Naomi en haar skoondogter Rut was absoluut aan die genade van ander uitgelewer. Maar gelukkig, liewe vriende, was die groot en genadige God daar. En hy sou uiteindelik dit so beskik dat hierdie krisis sou uitloop op 'n vreugdevolle einde. Dit bring vir my dan ook sommer by die wyse waarop die Here die oplossing vir hierdie probleem voorsien het. Die groot krisissituasie wat aan die begin ontstaan het, word in ons teksgedeelte, en ons het nou maar net 'n stukkie daarvan gelees, in hoofstuk 4 word dit opgelos, of vertel hoe dit opgelos word, deur die goedhartige toedoen van 'n man met die naam van Boas. Nou ken julle waarskynlik almal die verhaal, of die deel van die verhaal, hoe dat Rut by Boas uitgekom het, toe hy gaan koringare optel het, tenminste toe sy gaan koringare optel het op sy land. Nou net kortliks om ons geheue te verfris. Toe Naomi, na haar man en haar seuns se dood in Moab, teruggegaan het, Bethlehem toe. Toe kom haar een skoondogter Rut, wat 'n Moabiet was, met haar saam. En dan ontmoet Rut vir Boas op sy koringland buite Bethlehem. En dis 'n baie belangrike moment, dis 'n baie belangrike punt in hierdie verhaal, want Boas was toevallig, tussen aanhalingstekens, 'n familielid van haar oorlede skoonpa, wat sou beteken dat Boas later as Rut se losser sou kon optree. Toe die ander losser, wat eintlik 'n nadere familielid was, nie kans gesien het om as losser op te tree nie. Kom ek verduidelik net vir ons so 'n bietjie die lossingsgebruik in daardie tyd. Dit het so gewerk dat wanneer 'n man gesterf het, sy naaste manlike bloedverwant het dan die weduwee en weeskinders, as daar was, onder sy sorg moes neem. En hy moes dan toesien dat hulle versorg is en dat die familiegrond ook, wat dalk in vreemde hande verval het, losgekoop word. En daarom is hy die losser genoem. Hierdie ou gebruik hou verband met die Ou Testamentiese leveraatshuwelik, wat letterlik swaarshuwelik beteken het. In Rut se geval was dit heeltemal dieselfde as die leveraatshuwelik, maar tog min of meer ook gebaseer op dieselfde beginsels. Dis interessant dat die eerste familielid wat as losser moes optree, wel kans gesien het om die grond te koop, maar vir 'n huwelik met Rut het hy nie kans gesien nie. Nie omdat hy nie van Rut gehou het nie, maar wel omdat 'n huwelik met Rut, volgens Rut 4 vers 6, sy eie erfdeel in gedrang sou bring. En vriende, toe hierdie nadere familielid kop uittrek om as losser op te tree, toe neem Boas oor as losser en word Naomi se krisissituasie toe op so 'n wyse opgelos. Boas trou met Rut. En 'n seentjie, Obed, word gebore. En Boas koop toe ook die stuk grond van Naomi, wat verseker het dat die grond in die oorledene se familie kon bly. Ek lees vir ons vers 9 en 10 as 'n mooi samevatting van hierdie oplossing van die probleem. Hierop sê Boas vir die leiers en almal teenwoordig: Julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelek, Naomi se man, en Kilion en Maglon, die 2 seuns, behoort het, dat ek dit van Naomi gekoop het, en dat ek ook die Moabitiese vrou Rut, die weduwee van Maglon, vir my as vrou gekry het. So sal die grond in die oorledene se familie bly, en sy nagedagtenis nie vergeet word in die volkslewe nie. En vriende, so word Naomi se probleem deur die weldaad en die goedhartigheid
van Boas opgelos. Maar vriende, iets wat ons tog nie in hierdie verhaal moet mislees nie, is die betrokkenheid en die beskikking van die Here. In Rit 4, vers 13 lees ons 'n baie belangrike sinnetjie in hierdie verband, wat baie duidelik op die Here se beskikkende en seënende hand dui, en dit is naamlik die woorde: die Here het haar swanger laat word. En liewe vriende, hiermee word die Here se betrokkenheid en die Here se seën beklemtoon. En wat maar net vir ons wil onderstreep, dat God nie 'n afsydige God en 'n onbetrokke God is nie. Inteendeel, liewe vriende, God is die almagtige God wat in beheer is. Vers 13 toon vir ons op 'n subtiele wyse aan dat God agter die skerms werksaam is. En dat eintlik geen een van hierdie gebeure in hierdie verhaal sommer maar net toevallig plaasgevind het nie. Soos een skrifverklaarder dit nogal treffend stel, God is die een wat die minus, wat aan die begin van die boek, deur die dood van Elimelek en sy seuns ontstaan het, in 'n plus verander. Vriende, so moet ons nooit die hand van die Here ook in ons eie lewenssituasies en ons eie menslike worstelinge miskyk of geringskat nie. Net soos in die geval van Naomi en Rut, is die Here ook bewus en in volle beheer van ons grootste krisisse en ons slegste omstandighede. En kan hy ook ons minusse in plusse verander. Ons moet net gelowig opkyk en op hom vertrou. God sal ons nie in die steek laat nie. Iets wat ek ook graag op wil wys, is die feit dat die Here ook van mense gebruik maak om sy planne ten uitvoer te bring. God is almagtig, maar tog gebruik hy ook menslike inisiatiewe en neem hy ook ons planne en ons handelinge op en gebruik hy dit in sy diens. So het Boas byvoorbeeld dit menslik baie goed beplan om met Rut te trou. Julle kan nou maar die hele verhaal gaan lees. En later was dit ook Boas wat met haar gemeenskap sou hê, sodat daar 'n seentjie gebore sou word. En nou ons sou kon sê, dit is tog ook alles menslike inisiatiewe. Maar sonder enige twyfel was God self agter die skerms aan die werk en het hy dit so beskik dat dinge reg sou uitwerk. Op die ou end, liewe vriende, bly dit maar God wat die gang van gebeurtenisse bepaal. En dit bring vir ons by die laaste moment van hierdie verhaal. Toe Naomi en Rut se droefheid in groot blydskap verander het. Ja, vriende, uit hierdie krisis sou daar uiteindelik heerlike seën uit voortspruit. Aan die begin van die boek lyk alles donker en Naomi en Rut is beide hulpelose weduwees sonder 'n toekoms. Aan die einde van die boek is daar 'n baba seentjie met die verwagting van 'n groot nageslag. Aan die begin verwyd 'n bedroefde Naomi die Here vir die feit dat sy in nood en ellende verkeer. Aan die einde van die boek sing die vroue van Bethlehem 'n loflied aan die Here, omdat hy die een was wat voorsien het. Naomi en Rut se noodsituasie word deur die Here gebruik en omskep in 'n seën vir die hele volk en eintlik vir die hele wêreld, die hele mensdom. Die familie wat gevaar geloop het om uit te sterf, word nou die geseënde familie wat nie net die groot koning Dawid sou voortbring nie, maar waaruit die Here Jesus ook later jare gebore sou word.
En so, liewe vriende, word Rut se naam baie jare later, saam met Boas en Obed, in die geslagsregister van Jesus opgeneem. Gaan lees gerus Matteus 1. Julle sal dit daar kry. Is dit nie wonderlik hoe die Here werk nie? Ek sluit vir ons af. Miskien sit jy vandag of dalk môre vasgevang in 'n krisis. Een of ander noodsituasie. Moenie moed verloor nie. Moenie wanhoop nie. My vriend en vriendin, daar sal ook vir jou, as kind van God, uitkoms wees. God is lief vir ons. En God weet van ons krisisse. God weet van ons lewensprobleme, wat dit ook al mag wees. En ons Here is ten volle in staat om ook ons slegste omstandighede in iets moois te verander. Oordink vandag 'n bietjie Naomi en Rut se krisis. Gaan bepeins dit so 'n bietjie. Hoe hulle in 'n absolute doodloopstraat bevind het. En onthou dan, hoe dat 'n genadige God afgebuig het en in hulle lewens voorsien het. En hoe dat God ook deur hierdie krisis heen gewerk het om sy doel te bereik. My vriend en my vriendin, mag jou geloof vandag versterk word. Mag jy moed hou en mag jy ook ervaar hoe dat God ook jou bekommernisse en ellende in groot vreugde en jou krisisse in heerlike seën sal verander. Amen. Here, dankie vir hierdie bemoedigende woord. Dankie dat ons kan weet, U is ook bewus van my. U is ook bewus van my probleme. Ons noodsituasies, ons krisisse. En dankie dat U vandag steeds ons liefdevolle en genadige God is, wat ons hierdeur wil help en vir ons uitkoms wil gee. U woord sê immers ook vir ons dat U naby die gebrokenes van hart is. U is ook naby ons wanneer ons deur sulke moeilike tye gaan. Dankie dat U ook ons almagtige Here is, die God vir wie alle dinge moontlik is. Ons wend ons vandag, Here, tot U as ons toevlug, as ons beskermer, as ons helper. En Here, ek wil vir U vra dat U in besonder ook vir elkeen wat tans in hierdie tyd miskien deur 'n erge krisis gaan, dat U op 'n wonderbaarlike manier oplossings en heerlike uitkoms sal gee. U kan selfs wonderwerke doen as dit nodig is, Here. Dankie dat ons vir U daarvoor kan vra en dat ons U ook daarvoor kan vertrou. En ons bid dit nie omdat ons enige iets van U verdien nie, Here, want wat verdien 'n mensekind van U? Ons kom bid dit maar enkel alleen uit genade en in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broer en suster, vriende, ons slotlied, Goodness of God. Neem hierdie lied vandag in die geloof vir jouself. Hou baie styf vas aan die Here se goedheid
en ook aan die uitkoms wat die Here ook vir jou gaan gee. Geniet die lied. En daarmee, liewe vriende, groet ek vir jou, vrede vir jou. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.